oorweldigende goedheid van u liefde, u karakter, u skoonheid. Nie net kan ervaar nie, maar Here, dat dit ons vashou, veilig hou. En ons wandel saam met u, en ons wandel daar buite, en ons roeping daar buite. In ons verhoudinge, in ons gedagtes, in ons drome, in ons begeertes, in ons swakhede, en ons uitdagings, Here. Dat U ons nie oorweldig, dat ons nie oorweldig sal wees deur enige van daai dinge nie, Here, maar dat ons oorweldig sal wees met die openbaring van wie U is in ons lewens. Ons vertrou U daarvoor, Vader, dat dit so sal wees in Jesus naam en daardie naam alleen. En almal sê, Amen, Amen. Laat dit so wees. Halleluja, die Here is goed, die Here is groot, amen. Halleluja, dankie vir daardie broer. Die Here is groot, amen. Halleluja, prys die Here. Ja, my broer, tweede diens is daar nou 'n interstate bus wat kom, so as een van u wil met die bus kom, daar is busse met die tweede diens. Halleluja. Goed, hier gaan ons. Die impak van autoriteit, is dit so? Wat sê jy daarvoor? Wat is die tema? Die impak van autoriteit is nog steeds daar. Halleluja. Dit is hoe noem jy 'n kombinasie van Afrikaans en Engels? Caleb, hoe neem ons dit? Autoriteit. Maar ons het vandag, almal sê autoriteit. Ok, kom ons sê dit is 'n gedagte dat dit nogal ou kan wees, wanneer ons autoriteit beleef. Vir die vyand is dit 'n gedagte van ons is ontklee. De mondjies kan van mekaar sê, ons het geen gesag nie. Ons het geen gesag meer nie. Ons is ontklee. Die vyand is ontklee. Die vyand staan skaam. Maar, die vyand het gesag. Daar is autoriteit vir die vyand. Wanneer ek en jy dit gee. Wanneer ek en jy dit aan hom gee. Onthou, die Here gee ons mag oor al die krag. Almal sê mag oor al die krag. Noem die skrif sommer nou eers. Mag oor al die krag. Ons sê ons altyd, die krag oor hy trok, né? Onthou julle? Hoe gaan jy nou weer, Nico? Wat is die geluid wat jy moet maak nou? Wie kan onthou? Enige iemand? Niemand kan onthou nie. As daai man so sê, en hy het die mag oor al die krag van daai 20, 30, 40 ton trok. Maar ek en jy te veel in die verlede, nooit in die toekoms meer, wil ons hierdie trok fight, wil ons hierdie trok probeer stop, hierdie situasies, hierdie goed wat ons moet hanteer, maar intussen is daar 'n amazing, verskriklike, amazing impak van die autoriteit oor die vyand. Daar's 'n impak van autoriteit en dis wat jy moet sê, genoeg is genoeg. Dis wat jy sê, hierdie ding gaan nie op my afstorm nie. Ek aanvaar nie hierdie boodskap, ek aanvaar nie hierdie ding wat hier kom nie. Die polisieman maak so en die trok gaan die ou trok, ek weet nie of die nuwe soek so maak nie. Alright, almal saam, 1, 2, 3. Alright, die wat nou vreeslik ongemaklik voel, sê vir daai ding om te gaan in Jesus naam. Haal daai godsdienstige stysel. Alright, kom ons draai dit weer. 1, 2, 3. Nou my broer en my sis, ongelukkig, te veel omstandighede het gemaak dat jy partykeer voel, ek is nou 'n bietjie moeg, of dit is hierdie situasie, en dis daai situasie. Onthou nie daai prentjie. Jy het mag
oor al die krag van die vyand, het Jesus gesê. Daar's 'n impak van autoriteit in jou lewe, wat jy kan kies. Maar as ek met myself besig is, en ek is besig hierso om dit te doen, dat te doen, my broodjie te eet, of my dit, of my dat, of my issues, daai trokke kan verbygaan, hy kan gaan verwoesting saai, hoe hy ook al wil verwoesting saai, in wie ook al se lewe. Maar gaan staan op jou wagtoring, gaan staan op die skanstoring wat God vir jou gegee het. Daar waar jy moet 'n verskil maak en sê in hierdie opvoedkunde is dit nou genoeg van hierdie gemors. Hier is op 'n universiteit genoeg van hierdie gemors. In besigheid is daar nou genoeg van hierdie gemors. En solank jy net nie jou gesag opneem nie en dit doen nie. Want daar is een of ander duiweltjie wat moet uitkyk, hier must keep watch. Want as jy Christene gaan hulle autoriteit besef, dan is daar moeilikheid. Dat die een vir die ander sê, boys, dis klaar met ons. Hulle begin autoriteit verstaan. Hulle begin glo wat Jesus gesê het. Dat hulle mag het oor al die krag van ons, die vyand. En dan is daar moeilikheid in die vyand se kamp. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help wanneer alles geskit word in hierdie seisoen. Daar sê, nommer 1, die autoriteit van sy wil. Almal sê die autoriteit van sy wil. En daar het 'n melaatse man gekom. En voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. Dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. Almal sê dadelik. Dadelik het iets gebeur. Toe dit God se wil is en hy steek sy hand uit en sy wil gebeur. Maar is ek bereid om te gaan hoor wat is God se wil? Is ek bereid om te gaan onderwerp aan sy autoriteit? So daar is 'n faset van, dit moet 'n gewoonte word. Dit moet deel van my lewenstyl word, om te onderwerp aan sy wil. My vlees wil sê, ag, ek gaan alles weer moet opgee, en dan net doen wat ek veronderstel is om te doen. Maar onder sy wil is ek veilig, onder sy wil gaan dit amazing wees, as ek sien hoe die vyand en wat ook al daar buite gebeur, hoe Bloemfontein of Waterland ook al verwoes kan word, hoe God kan optree as ek binne God se wil bly. As die kerk onder sy wil inkruip, en onder sy wil inkom, dat sy wil sal geskied. Laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Amen. Wat sê ons vir mekaar? As u wil. As u wil. Maar die groot vraag is, waar staan jy wanneer jy dit sê? Daai man kom na Jesus toe. Hy kom na Jesus toe en hy bly by Jesus om te hoor wat is sy wil. Ek kan sê, ja, ek stem saam met beginsel. Ek stem saam met beginsel. Dit is God se wil en ek moet God se wil doen. Om te gaan sit by hom, om te gaan na hom. Om net in my situasie te staan en sê, Here, wat is u wil? Help my om u wil te doen. Gaan neem tyd met God. Hardloop na God. En sê, Here, as u wil dit. Maar wat is u wil? En dat jy van God se lippe kan hoor, ek wil. Wat wil God doen? Wat wil God doen? As jy wil autoriteit sien en die impak van autoriteit, gaan hoor sy wil en beweeg saam met sy wil en sy wil sal geskied op aarde. In die hemele, soos wat sy wil in die hemele is, so sal sy wil op die aarde kom. Maar jy sal toeskouer wees of jy sal deel wees van sy wil. Jy sal deel wees van sy plan. Jy sal deel wees van wat hy doen. As jy daai tyd gaan bevat, my broer, asseblief. Sê jou buurman asseblief. Nommer 2. Autoriteit van onderwerping. Dis daai man wat sê, want ek is ook 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en vir daardie een sê ek gaan, en 'n ander een kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Wat was hierdie ene? Daar is soos ek ook iemand wat dit sê. Gaan vir die volgende een, is daar 'n volgende een?
Nee, terug, kom ons hou net die een terug. Wat wil ek vir jou sê? Kom ons lees daai vorige skrif. En die hoofman oor 100 het geantwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Spreek net 'n woord en my diensknegt sal gesond word. Ekskuus, daar was 'n demoontjie wat gaan weggaan nou in Jesus naam uit die komputertjie uit. Also van die tweede een is die gesag van sy woord op sy lippe. Mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uitgaan uit die mond van God. Here, as U dit spreek, dan gaan dit gebeur. As U dit spreek, dan gaan dit gebeur. Kom ons sê, as God dit sê, dan gaan dit gebeur. So my vraag is, eerstens, hoe kruip ek in sy woord in? Hoe kom ek in sy woord in? Dat ek die taal kan verstaan. Maar in sy woord, in sy teenwoordigheid. Almal sê in sy woord, in sy teenwoordigheid. Te veel het ons stilte in die kerk. Te veel het ons stilte in onsself. En weer eens, solank ons stil bly en vreeslik die godsdienstigheid het van stil bly, dan kan die vyand rustig wees. Dan kan hy doen wat hy wil. Dan kan die vlees doen wat hy wil. Dan kan ouens maak wat hulle wil en wette maak wat hulle wil en besluit hoe die dingetjies sal werk vir die Christene. Dan gaan dit so wees. Solank die kinders van God net nie die woord spreek wat die Vader spreek nie. Maar as jy gaan spreek die woord wat die Vader spreek, daar is 'n autoriteit, daar is die gesag van die woord, alles gaan verbygaan, maar die woord gaan bly staan. Halleluja, miracles, daar is hy, autoriteit van elke woord van die mond van God. Hoofman oor 100 het geantwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Dis nie 'n man wat saam met die Here geloop het al die pad nie. Dis nie 'n man wat al die pad saam met die Here geloop het nie, my broer, my sis. Maar hy het onderwerping verstaan en in dit het hy gesag verstaan. Hy het onderwerping verstaan en in dit het hy gesag verstaan. Ek verstaan gesag. Nou vra ek jou, daar's 'n man in 'n land, 'n president, hy spreek daai woord en dit verander so in die nasie. Dit gaan nie meer so werk nie, dit gaan nou so werk. Dan is daar 'n man wat spreek en dan gaan hy sê, so sal dit werk, so sal dit werk. Christene mag nie meer dit doen nie, Christene mag nie meer so bid nie, Christene mag nie meer daar wees nie, en dan is dit so. Hulle hoef nie eers geloof te hê nie, maar daai man met gesag sê nie die woord en dit gebeur. Hierdie man weet dit, hy verstaan die beginsel, hy ken die beginsel. As daai woord gespreek is, dan gebeur dit. En hy besef, Jesus is die een wat die finale autoriteit het. En daarom sê hy, jy kan net 'n woord spreek en dit sal gebeur. En Jesus sê, so geloof het ek nog nie gesien nie. My broer, my sis, hoeveel te meer vir ek en jy wat saam met Jesus loop? Hoeveel te meer ek en jy wat saam met die Here beweeg? Daar's 'n oorlog wat daar gebeur. Julle hoor hom. Wat sê ek vir jou? As jy bereid is om jou gedagtes, as jy bereid is om jou emosies, as jy bereid is om jou planne onder sy wil in te beweeg, daai eerste punt, dan gaan jy ontdek al hoe meer God se autoriteit, God se finale sê, dat as God gesê het, dan is dit klaar. D.L. Moody, wat gesê het, God said it, I believe it, that settles it. Boom. Mag dit so wees vir jou lewe. Mag dit so wees, want maar dit beteken, van kleintyd af eintlik veronderstel om, hoe ek en jy veronderstel was om na pa en ma te luister, het ons groot geword in 'n huis, daar waar jy beweeg, daar waar jy 'n werk het, maar jy het 'n ou vieslike baas, moet hom nie oordeel nie. Of daar, kom ons sê, waar die Here vir jou sê, dis vastyd, of daar waar die Here vir jou sê, dis tyd om die woord te bestudeer.
hoe vinnig gaan jy wees in gehoorsaamheid? Want gehoorsaamheid begin met onderwerping. Jy kan hom maar neerskryf. Gehoorsaamheid begin met onderwerping. Ek is eerstens bereid om te aanvaar, dit is God se wil. Ek is eers bereid om te aanvaar, dit is God se wil. En daai bereidheid om te aanvaar, dit is God se wil. Dus ek kies om te onderwerp. Ek kies om te onderwerp. En in daai onderwerping reageer ek met liefde. As jy my lief het, sal jy my gehoorsaam. En gehoorsaamheid is hierdie liefdesaksie. Is hierdie liefdesaksie tot God. Die Satan en al die duiweltjies en al die ouetjies, al die demoontjies wat geassigned is tot jou lewe, daai goedjies, hulle kan net onderwerp. Hulle kan dan nie in liefde gehoorsaam in 'n verhouding tot God nie. Maar soos wat die duiwels moet onderwerp, mag ons ten minste dit weet om te doen, wat die duiwel weet om te doen. En dit is om te onderwerp. Maar daai onderwerping is, ek aanvaar u gesag. En leer my dan, Heilige Gees, hoe om in verhouding tot die Vader te gehoorsaam, nie omdat ek moet nie. Dit is nou die wettisisme, dis die godsdienstigheid, wat vinnig moet plak, bo-op die ding van onderwerping. Ek en jy ken dit, ek en jy weet daai gedagtes van, ek is veronderstel om dit te doen. En ek sukkel. Of ek weet ek moet dit doen, ek weet ek moet dit doen. Werk dan in jou verhouding met God in liefde, dat jy weet, omdat ek God lief het, gaan ek. Omdat ek God lief het, gaan ek. Of ek het nou voel, en of ek het nou nie voel nie. Ek het vrees, daai liefde gaan die vrees uitdryf. 1 Johannes 4:18, né? So daai vrees, as jy moet onderwerp aan wat God sê, jo. En jy vat daai autoriteit oor jou lewe. Daar gaan 'n liefde wees wat jou dring in 'n verhouding, wat die vrees sal uitdryf van wat ook al jy moet môre hanteer. Wat ook al jy môre moet hanteer. Daar's 'n liefde wat die vrees sal uitdryf, want daar gaan 'n intimiteit wees om sy stem te hoor en saam met jou deur die proses te gaan. Saam met jou deur jou uitdagings te gaan. Saam met jou deur jou sukses en jou mislukkings te gaan. Hy gaan daar wees. Daar's 'n impak van autoriteit. 'n Impak van autoriteit. Spreek net 'n woord. En dan die volgende een. Dit was dan wat hy gesê het. Hoekom hoef jy net 'n woord te spreek? Nou ek wil net hierdie nou byvoeg. Dis wanneer jy die woord lees. Sê Here, laat hierdie woord in my spreek. Ek lees die autoriteit wat gaan heers in die hemel en op aarde. Kom ons kyk na die autoriteit in die hemel en op aarde. En God het homself verbind tot sy woord. Dit sal wees soos wat daar geskrywe is. Jesus het alles gedoen soos wat daar geskrywe was. En soos wat daar geskrywe is. Hallo? En mag dit wees in my en jou lewe, soos wat dit geskrywe is in die hemele, wat is Vader se droom oor Pieter? Soos wat dit geskrywe is in die hemel, hoe is die droom wat God het vir Eileen? Soos wat dit geskrywe is, in daai boek, daai droom oor jou lewe, so is dit vervul op aarde. Mag dit so wees. En nie daai plannetjies wat neergeskryf is, deur daai paar demoontjies of daai omstandighede, so sal dit in sy lewe gaan. Dit sal stres wees, dit sal van gat tot gat wees, dit sal moeilikheid wees, dit sal dit wees. Soos wat dit geskrywe is, deur daai 3 demoontjies wat 'n plan het, môre. Geskryf is deur jou vlees, hoe die dingetjies gaan gebeur, so sal dit wees. Wie se woord gaan jy vervul, my broer, my sis? Maar daardie man sê, spreek net 'n woord, daai woord sal vervul word. Daai hoofman sê, spreek net 'n woord. Maak seker jy het God se woord in jou situasie, dat sy woord vervul word. En nie die woord van, ja, Here, dis net moeilik, en hy is dit, en hy is so, en ek deel net my hart, maar ek spreek vloeke, ek spreek hoe dit sal wees, nie, ek is eerlik, okay, dis eerlik, maar aan die einde van die dag, hopelik gaan die woord van God op die lippe wees, want dit gaan die verandering bring. So wat sê die Here? So wat sê die Here? Ons ou vers wat ons almal ken, Genesis 50:20, né?
Josef wat deur alle pragtige situasies gegaan het, en hier is die broers, en volgens die wet, volgens die feite, kan hy hulle in die tronk gooi, hy kan hulle selfs doodmaak, en almal sal saamstem. En hy sê die feite, you intended to harm me. Julle wou my vernietig, en dan gaan loop hy oor na die waarheid toe, met die woorde, maar God, en dan praat hy die waarheid. Het 'n plan gehad vir sy volk, om voedsel te hê in 'n tyd van hongersnood. Daarom het al hierdie dinge gebeur. Kom my broers, ek het julle vergewe. Kom, wees hier, gaan haal ons pa. Maar daai plan van God, kan ek en jy net ingaan, as ek verstaan, wat is feite, wat is waarheid, en waar is die sinnetjie, maar God. Maar God. Genesis 50:20, dis sommer, dit moet 'n spreekwoord word. Julle weet, daar's baie ons wat dit gesê het daar buite al. Maar onthou daai skrif saam met dit. Julle wou verwoesting bring, maar God het 'n fantastiese plan gehad. Daarom, ek het nie issues met julle nie. Ek het nie issues wat ek in my hart dra met julle nie. Want ek bly met sy wil. Ek bly in sy onderwerping. Ek bly in sy plan. Want daarin is ek veilig. Daarin is ek veilig. Volgende een, kom ons vat hom. Autoriteit van die kruis. Matteus 8:17. So dit vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Wat het gebeur? Jesus het almal aangeraak. Hy het die skoonmoeder aangeraak, wat aan koors gelê het, van Petrus, uit die hand aangeraak en die koors het haar verlaat, en sy het opgestaan en hulle bedien. Dis nie eers, okay, dis net nog so bietjie darm. Koors raak haar aan, daar staan sy op en bedien hulle met kos en maak kos, ag kom ons gaan net verder aan, met die lewe. Want hoekom? Want ons glo, my broer, my sis, of ek vandag genees is of nie genees is nie, jy bly by die waarheid. Jy toets nie as 'n regter, kom ons kyk of dit werk. Kom ons kyk of die woord werk. En as hy nou nie gewerk het nou vandag nie, dan is daar 'n vraagteken oor die woord. Daar's nooit 'n vraagteken oor die woord nie. Amen? So die woord staan vas. En of ek in die feite die genesing beleef, en of ek in die feite dit nie beleef nie, die waarheid staan vas. Ek het in die geleentheid van hierdie feite wat so intimiderend is en maak my moeg, ek raak selfs moedeloos in wat ek moet hanteer, selfs in iets van so siekte en krankhede. Maar die waarheid staan vas. Ek sal nog steeds spreek tot die dag van my dood. Hoe daai een persoon gesê en, ja, ek weet ons staan in geloof vir genesing nou. Wat die vrou net gesê het, my kind, die Here gaan my genees, klaar. Of dit nou net voor die deurgang is, en of dit aan die ander kant is van die deurgang. Die deurgang is die dood. Maar God gaan my genees, klaar. Of dit in hierdie kort lewetjie is, en of dit nou is die oomblik wat ek in die absolute ewigheid ingaan. Maar genees gaan ek genees. Goddelike lewe sal ek beleef. Mag die Here ons help, dat ons nie, dat ons in kinderlikheid dit aanvaar. Die ouens wat vreeslik geestelik is, wat alles so evalueer, jy sien dit soms so in die oë, wat jy so uitcheck. Het jy al sulke, jy oordeel dit nie, partykeer wat jy moes jy in die spieël kyk, om daai oë te sien, en dit dan bely. As jy iets oor iemand wil sê, en veral as jy iets oor iemand wil sê, nie, selfs op 'n Christelike manier, gaan staan net voor die spieël, en dan sê jy dit nou vir daai ou. En maak seker wat jy sien, is nie 'n smile fake nie. Nee, dit werk verkeerd om. 'n fake smile. Maak seker, dit is nie 'n fake smile nie. Gaan staan, want ongelukkig as jy daar in die spieël kyk vir jou eie oë, jy kan nie vir jouself lieg nie. Jy weet. En mag die Here so met jou praat. Die skrif sê, wanneer jy in sy wil inkyk, wanneer jy in sy woord inkyk, dan is dit soos 'n man wat in 'n spieël kyk. Maar die een wat dit nie vat vir as daar nie, hy gaan en hy vergeet hoe hy lyk. Julle ken mos, né? Die bergpredikasie.
So mag ek reg kyk in hierdie spieël en die guts hê om eerlik te wees en dan te besluit, wat maak ek nou met wat ek sien? Kom ek kyk in die spieël in die spieël van God se woord, wat vir my sê, hoe kosbaar ek is, hoe God vir my 'n plan het, hoe hy in my glo, hoe hy my wil vertrou, hoe hy saam met my dit wil doen. En vir my 'n lewe gee en 'n lewe in oorvloed, Johannes 10:10. As jy ooit 'n skrif hoor, en jy ken hom nie uit jou kop uit nie, dis wanneer jy hom neerskryf nie. Goeiemôre, dis voorbegin. Goed, sodat vervul sou word. Hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Jy loop daar so by die besigheid in, jy loop daar by die skool in, jy loop daar by die universiteit in, en die mense sien, die woord is waar. As ek kyk na daardie persoon, dan weet ek die woord is waar. Die woord wat vervul word sê, daar's 'n bewys dat die woord is eg. Die woord is nie 'n storie nie, die woord is die waarheid. Dit is die vervulling van die woord. Dit sê, wat is die gesag van die woord? Dis eg, dis nie 'n storieetjie nie, dis nie 'n godsdienstige storieetjie vir mense wat 'n kruk nodig het om te survive in die lewe nie, soos baie ateïste gesê het. Nee, mag dit so wees, dat mense na jou lewe kyk en dan sê, dit wat ek gehoor het, is waar. God is liefde. As ek na sy karakter kyk, as ek kyk hoe hy teenoor my optree, ja, dit God is liefde. Vervul die woord van God deur jou getuienis. Amen. Want wat is jou getuienis? My broer, my sis, wat jy gaan onthou, die getuienis, al getuienis wat jy het, aan die einde van die dag is die impak van die woord. Impak van die woord. Die woord wat gesê het, God het my lief en dit gedoen. Die woord wat gesê het, God voorsien en hy het voorsien. Die woord wat gesê het, jy sal vrygemaak word en jy is vrygemaak. Die woord wat gesê het, daar sal leiding wees, my skape ken my stem en jy God se stem gehoor en dit het gebeur. Die woord wat vervul word, is die essensie van jou getuienis. Daarom jy sal oorwin, Openbaring, met al die gemors wat gaan gebeur en besig is om te gebeur. En hulle het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Want die woord van hulle getuienis, die oorwinning oor hemel en aarde wat geskit word, en al die demoniese wêreld wat geskit word, wat deur jou werk, is die woord van jou getuienis, want die senter van die woord van jou getuienis is hierdie. Amen. Mag dit so op jou lippe wees. Die volgende een, autoriteit van die kruis. Toe Jesus daarvan weg verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en hy het vir hom gesê, volg my. En hy het opgestaan en gevolg. Gooi maar die volgende een. Dit is die autoriteit van die volgeling, daar is hy. Nee, gaan maar weer terug, askies. As Jesus sê vir jou, volg my. Wat hoor jy, my broer, my sis? Jy hoor fokus, dis die eerste ding. Almal sê fokus. Volg my. Ja, weet jy, as jy nou agter iemand aanry, en hy sê, volg my, maar hy ry soos 'n hooligan, weet nie wat is 'n hooligan nie, maar kom ons sê maar 'n hooligan. Is 'n bietjie moeilik om te volg, né? Is ons hier? As jy moet volg, maar die verkeer is rof, daar's soveel goed wat aan die kant kom, wat jou aandag kan vat, daar's soveel goed tussen jou en die een, en die kar wat jy moet volg, dit is 'n stryd, dit is 'n sukkel, dit is 'n spanning, dit is 'n, ek gaan dit verloor, ek weet nie, jy begin nader aan praat met hierdie karre hier langs jou, net so 3 van julle, die res seën al die karre, amen, sê man, seën hulle mooi, wat sê ek, as jy volg, moet jy seker maak, jy bly by die kar. Sy spoed, wat openlik, sy spoed sal altyd, Jesus se spoed sal altyd volgens die woord wees, hy sal in die spoedgrens bly. Hy sal ons volgens die wet van sy woord bly, hallo. Hy sal die patreels volg, hy sal vir jou die beginsels leer, hy sal vir jou sê hoe die lewe werk, en as jy volgens, as jy hom volg, al ken jy nie 432.000 skrifte nie. As jy hom volg, hy sal jou lei in al daai, elke woordjie wat hy ken, en wat hy leef, en wie hy die vleesgeworde woord geword het. As jy hom volg,
dan volg jy die volmaakte woord. Dan volg jy die volmaakte beginsels. Dan volg jy die volmaakte, die perfektheid van alles wat daar ooit kan bestaan. Jy volg daardie perfekte, akkurate woord. Sy naam is Jesus Christus. Is ons met mekaar. Daar's 'n impak, daar's 'n gesag wat jy het, omdat jy die woord volg, en sy naam is Jesus Christus, die lewende woord. Maar as ek begin rondkyk, dan is die gesag van die storm, Petrus op die water. As die gesag, dan kry die storm gesag, en die storm praat met my. En dis wanneer ek sink, prys God vir sy genade, hy gryp jou, en hy loop saam met jou, terug na die boot. Nie terug na waar jy begin het nie, terug na waar jy moet wees. Dit was net 'n ervaring. Ouens sê, joh, ek moet uitstap op die water, sodat ek kan gaan in my destiny. Petrus het nie uitgestap op die water en daar gat hy nie. Hallo? Baie keer gaan God daai uitstap op die water in voor jou bring, maar dit gaan net om jou te leer hoe om saam met hom te wandel bo jou omstandighede. Hulle is terug boot toe. Hulle is terug boot toe. Want in die boot, met die boot, saam met die ander boeties en sissies, saam met Jesus en sy familie, daar's vir jou destiny. Jy alleen, een kant toe, daar's geen destiny nie. Jy is geroep in 'n liggaam. Jy is geroep in 'n familie. En die familie sal die destiny, sal jou toekoms saam, net in die konteks van familie, sal jy kan bereik wat God vir jou het. Nooit op jou eie nie. Volgeling. Autoriteit van sy teenwoordigheid in my omstandighede. Dis 'n lang sin, skryf hom asseblief mooi neer. Moet ek tyd gee? My geestelike pa, nou so in Maleisië, waarvan ons deel is van die netwerk. En hy check die ouens so uit. Veral vroeër, as dit nou net pastore was. Punt, en sê, skryf. Ek sal nie die ou vingertjie gooi nie, maar asseblief my broer, my sis, kom ons vat dit wat God vir ons het. Amen. Daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Onthou die eerste keer, daar's 2 keer wat dit gebeur het. Die eerste keer het hy hulle vooruitgestuur, hy het geweet, hy stuur hulle 'n storm in. Hy maak seker dat daar's 'n storm in jou lewe, en hy weet daar kom 'n storm, en hy stuur jou presies na die storm toe. Hy stuur jou presies om deur die storm te gaan. Nie om die storm te gaan nie, maar deur die storm. Jy kan daai storm wegbid op daai stadium, jy gaan daai storm moet hanteer. Jy gaan vir daai storm moet kyk, en jy moet met die woord gesag opneem, en met die storm spreek. En die skrif sê, en Jesus het op die water gegaan, en soos wat ons ook al gesê het, was ek so verstom toe ek lees, hy wou by hulle verbygaan, hy was nie op pad om in die skei te klim nie. Hy wou by hulle verbygaan. Hy het gebid op die berg, en hy's op pad verby. Hulle gaan, want hulle moet hulle autoriteit gebruik. God wil hê jy moet jou autoriteit gebruik. Maar as jy dit nie doen nie, my broer, my sis, weer eens, prys die Here vir sy genade. Toe kom Jesus na die boot toe. Toe gaan hy nie waar hy net verby wil gaan en met die mandaat, maar toe gaan hy net klim in die boot. En hy spreek die storm aan. En hy sê vir hulle klein gelowiges, Here, dis maar 'n bietjie rof. Ons het amper gesterf. Gaan jy deur 'n krisis? Jy gaan deur 'n krisis en ek bedoel, dit is nag, man, dis 'n krisis en jy voel jy en jou familie gaan vergaan. En Jesus kom en hy kom staan daar so in jou situasie. Hy spreek dit aan, dis klaar, en hy dra na jou toe en sê, kom ek laat ek julle bemoedig. Kom laat ek sê, klein gelowiges. Jo, klink 'n bietjie hard. Maar vir sy kerk gaan hy sê, julle moet julle autoriteit opneem. As die storm kom in Suid-Afrika, as die storm kom in daai land, en ons voel ons wil vergaan. En selfs al help die Here ons uit met daai stormpie. Wat gaan die Here sê?
Klein gelowiges, hoekom het julle nie julle autoriteit opgeneem? Daar sal 'n impak wees met die autoriteit. Julle sal spreek met die storm, julle sal spreek met die winde, julle sal spreek met dit. En daar sal 'n verskil kom. En ek praat nou daai storm van versoeking, daai storm van mislukking, daai storm van teleurgestel, daai storm van seer, daai storm van moedeloosheid, daai storm van wat ook al jy vandag kon beleef. Of wat dalk môre daar lê, waar God jou wil toets, sodat jy 'n instrument in sy hand kan word, sodat wanneer jy storm sien in die nasies, storm sien in Israel, storm sien hier, storm siens daar, het jy daai kapasiteit, want jy het gesien in jou lewe toe die storm daar was, en jy hom aangespreek het met die woord van God, moes hy moes onderwerp, want daai storm verstaan die gesag van die woord, want daai storm, daai see, daai winde is geskep deur daai woord. Laat daar see wees, laat daar wind wees, laat daar voëls wees, diere. Woord het hom geskep, en daai selfde woord sê, wees stil. Is hierdie woord minder as die woord toe God die hemel en die aarde geskep het? Was daar nie 'n bietjie meer woord, hierdie is daar 'n bietjie minder woord. Dis dieselfde woord. Want hierdie woord is die vleesgeworde woord, Jesus Christus homself. So dit wat God gespreek het, en hy het gesê, jy moet heers oor die skepping. Dit beteken nie, jy gaan sit met 'n stowerstaf hier so oor die skepping met 'n stuk vrot hoogmoed nie. Nee. Onthou wat ons gesê het, die impak van onderwerping. Die impak van autoriteit wat begin met onderwerping. Want die enigste autoriteit in jou lewe is deur die woord. Enigste autoriteit. Verder, ek en jy, ons is gemors. As dit nie vir God se genade deur sy bloed is nie, ons is net gemors. Maak hom wakker. Interessant dat Jesus organiseer, in hierdie tweede geval, organiseer hy dat hy slaap. Hy weet die storm is daar. Dit is nie asof Jesus ignorant, wat is ignorance in Afrikaans? Wat is ignorance? Onkunde, papi, mami, daar praat ons nou. Laat sê, onkundig was oor die situasie, wat hy nie geweet het wat en wat gaan aan nie. Hy het as prins gaan slaap. Maar in daai situasie, autoriteit van sy teenwoordigheid in jou omstandighede. In jou omstandighede hardloop na hom. En al is dit baie keer vanuit 'n krisisbestuur, vanuit 'n situasie wat jy nie weet, gaan na hom toe. En is al die woorde van jou gebed nie reg nie. God sal daar wees vir jou. God sal daar wees vir jou, my broer, my sis. Hy is daar. Hy is daar, maar hy wag dat jy hom vra. Vra en vir jou sal gegee word. Hy is daar saam met jou. Al voel jy nie so nie. En as jy net verwag, hy is veronderstel om te weet, hoe gaan dit hierso? Hy is veronderstel om te weet, hy is veronderstel om wakker te wees. Hoekom slaap hy? Hoekom voel dit vir my, God slaap in my omstandighede? God is daar. Word wakker, jy, om te sien deur die woord, God is daar. Al voel jy, dit is soos, die woord is aan die slaap, dit het nie impak op my nie, daar is ons nie 'n verandering nie. Hy wag, nader tot God en hy sal tot jou nader, sê die woord. Amen. Kom ons sê, God is daar in my omstandighede. Asseblief my broer, Here, hulle maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Ja, man, hier is dit nou alweer. Ek bedoel, hoe sal iemand van iemand anders sê, I have a heart, man, ek is in 'n krisis. Moet nie nou vir my kom sê, wat's fout in my lewe nie. As ek in die krisis is. Wie hou daarvan? As jy in 'n krisis is, jy voel jy gaan vergaan. Hier kom iemand en vertel vir jou wat's verkeerd in jou lewe. Ja, dis die verkeerdste tyd om vir iemand so iets te sê. Dis dwaas. Okay, dis maklik om dit te sê. Wat het Jesus hier gedoen? Hy sê vir hulle, julle het autoriteit. Julle het autoriteit. Daar's 'n impak wat jy kan hê met die autoriteit in die naam van Jesus. The name of the
Lord is a strong tower. He's a strong tower. God homself is meer as net 'n toring. Hy's baie meer as net 'n toring. Maar net sy naam wat hy aan jou toevertrou het, is die naam bo elke naam. Ek gee vir jou, dit wat ek vir jou gee, alles in die hemel en op die aarde, onderwerp aan dit wat ek vir jou gegee het. En dit is my naam. Niks van jouself nie, sis. Niks van onsself nie. Maar sy naam. En net in sy naam. So ek kan sê, maar moenie dink jy kan arrogant wees en sommer net die storm bestraf nie. Nee, dis vir die een wat besef, wie het die autoriteit? Jesus. En in sy naam het ek autoriteit. Jy kom na my met 'n spies en 'n lans en 'n dit en 'n dat en ek weet nie wat nie, meneer Goliat, jy kom met al die feite, ek kom na jou in die naam van die Here, van die leerskare. So hoe durf jy dink, jy kan ons uitdaag? Praat met die omstandighede. Ons is nog hier. Nou sê, next one. Ons, wie neerskryf het, dis nou nommer wat? Nommer 7, daar sê, ons gaan by 10, daar is net 10. Ek het neergeskryf 30, maar toe besef ek, kom ons hou by 10. Vir vandag, daar sê. Autoriteit in die geestelike realm. Matteus 8, vers 29 en 30. En met eens, toe hulle aan die ander kant kom, na hierdie storm wat stilgemaak is, en hulle kom aan die ander kant, kom hierdie ouens wat vol duiwels was. Met eens skreeu hierdie duiwels, hier kom die ouens met die duiwels, en skreeu en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God, het u hier gekom, om ons voor die tyd te pynig? Het u gekom voor die tyd om ons te pynig, want u woord het gesê, dat ons het nog 'n seisoen om mense 'n stuk gemors te maak, om 'n gemors te maak met mense, waar volgens hulle dink, hulle kan net vernietig, maar volgens God, soek hy daai kwaliteit mense wat vanuit 'n begeerte kies om hom lief te hê, deur die genade van God. Ja, dis wat God soek, maar dis nog nie die einde nie, Here. Dis nog nie die einde van hierdie ding nie. Hoekom is u nou hier? Want duiwels erken die gesag. Duiwels erken die impak van autoriteit. Die impak, want Jesus hoef net een woord te sê en is verby met hulle. En met hulle mandaat hier op aarde. Maar dis heeltemal 'n ander lering op 'n ander tyd. Maar demons are assigned even to certain regions. En die bottom line, die finaliteit van die saak, is dat hulle nie uitgedryf moet word uit daardie omgewing. Here, al is dit dryf ons in die varke in. Ja, dis ook 'n ander lering van die demoniese watergeeste. Julle weet van daai watergeeste, demonic things, wat gebeur met dit. Maar, wat wil ek eintlik maar net sê is, die varke het gevrek, die duiwels duidelik nie. Duiwels kan nie versuip in see nie, net so by the way, as ons gewonder het. Die varke het versuip, die ekonomie is gone, van wat daar gebeur het. Maar, ek en jy, as jy jou gesag in Christus verstaan, en jy kom in 'n omgewing, dan neem die duiwels notisie van jou. Ongelukkig. Want dan sal hulle dit probeer vir jou sleg maak. Dan sal hulle jou probeer laat fokus op omstandighede en op dinge wat met jou gebeur of om jou gebeur. En soms hier, toe ek by 'n sekere plek ingekom het, en waar ek gevoel het, die Here het my op daai stadium gestuur. Later, toe sataniste priester sy hart vir die Here gee, toe sê hy, toe die nuwe ouetjies ingekom het, toe die medium waardeur hy opereer vir hom gesê, jou autoriteit is nou beperk tot hierdie kant van die gebou, nie meer aan die ander kant nie. Toe het hy geweet, daar's iemand aan die ander kant wat saam met Jesus loop. Het was baie bemoedigend vir my gewees, om dit te hoor. Maar wat van as ek nou
En die ou duiweltjie sien, maar maar hy doen dit en hy doen dit. Nee, toe maar moenie worry nie. Hy verstaan nie sy autoriteit nie. Ons het gesag, hierdie kant en daai kant van hierdie gebou. Daar waar jy beweeg, my broer, my sis, aanvanklik, dink die vyand, jy het die vermoë. Maar as hy sien, nee, maar jy, omstandighede gooi jou. As iemand jou seermaak, teleurstel, dit gooi jou. Hierdie ding, hy gooi jou. As jy net bietjie sleg voel in jou emosies, dan sê jy, ek is so, of ek is depressief net, en ek kan niks van dit doen nie, en ek kan niks dat doen. Die woord wat hy spreek, hy praat nie die woord van God nie, hy gaan nie die woord van God eer nie, so ons het autoriteit. Ons kan maak rondom hom wat ons wil, en eintlik dan tot hom wat ons wil. Tensy jy die impak van autoriteit in die naam van Jesus verstaan. En die demoniese weet net, ons het nie gesag nie. Waar daai man gaan, waar daai vrou gaan, ons kan nie maak wat ons wil nie. As daai vrou begin bid in daai skool, ons kan nie meer maak wat ons wil nie. As hulle begin bid vir Kaapstad, ons kan nie meer, of Bloemfontein, ons kan nie meer maak wat ons wil nie. Solank daai ouens net besig is met soveel ander goed, gaan nie meer gebeur nie. Sê vir jou buurman, dit gaan nie meer gebeur nie. Alright, nommer 8, next one. Autoriteit van geloof. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde seun, nou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Wat vir my wel interessant is, daar's 'n hele paar ander skrifte voor dit wat praat van geloof. Maar toe hy die verlamde man se geloof sien, nee. Toe hy hulle geloof sien. En dis baie keer, my broer, my sis, hoe ons mekaar dra, mekaar se laste dra. Is daar waar jy bid, jy dra die laste, maar jy bid met geloof, maar jy bid vir daai een wat swak is in geloof. Soos wat Jesus die ander gesien het. En Jesus het gesien, hulle geloof vir hierdie vriend van hulle, of vir hierdie familielid. As God sien, jou geloof vir jou familielid, of jou geloof vir jou vriende, of jou geloof vir jou stad, of jou geloof vir jou volk, of jou geloof vir wie ook al jy bring na hom toe. En hy kyk na jou, maar hy genees die een wat jy gebring het, toe hy jou geloof sien. Jy het 'n autoriteit om te glo namens mense wat nie glo nie. Ons is hier. Next one. Kom ons haas my. Right, autoriteit van vergifnis. Maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het op die aarde om sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Interessant, autoriteit van vergifnis. In vergifnis, my broer, my sis, is die grootste wonderwerk. In vergifnis is die grootste wonderwerk, maar so by the way, staan sommer op en gaan huis toe. Vir die verlamde man. Staan op en gaan huis toe. Maar die mag van vergifnis, wanneer jy kan vergewe, werk 'n autoriteit deur jou. Wanneer ek daai broer vergewe, dan kan hy nie my gemoed, hy kan nie my hart bly seermaak, en ek is die produk van sy seer tot my. Ek is die produk van teleurstelling. Teleurstelling gebeur wat daardie persoon het gedoen het, of teleurstelling in myself, wat ek gedoen het. Jy moet jouself vergewe deur die bloed van Jesus. Hallo? En deur vergifnis is daar autoriteit dat jy môre 'n nuwe dag kan beleef, omdat jy jouself vergewe het, omdat jy die bloed geëer het en gerespekteer het. Dat die bloed meer gesag het as jou sonde, meer gesag het as dit wat verkeerd geloop het. Maar dieselfde in daai persoon, jy sê ek gaan hom nie vergewe nie, want ek het meer respek vir wat hy gedoen het tot my, as wat Jesus gedoen het tot my. Ek het meer respek vir die impak van sy optrede, as die impak van Jesus se optrede deur die kruis. Onthou net om dit ook te sê, dat jy net eerlik wees met jouself. Nee, ons gaan nie daar gaan nie. Ons gaan nie daar gaan nie. Amen, as jy sukkel om te vergewe, kry jy openbaring van die kruis, en dan gaan jy nie meer sukkel. Sukkel om te vergewe, kry jy openbaring en respek vir die bloed.
dan gaan jy nie meer sukkel om te vergewe nie. Want in die vergifnis het jy autoriteit dat wat ook al gebeur het, nie 'n vernietigende impak op jou kan hê nie. It cannot touch you. It cannot touch you because you forgave. Tussen jou en die persoon is die bloed van Jesus. En die bloed van Jesus is die een wat vir jou 'n toekoms gee, wat jy na die bloed van Jesus kyk en besef, wow, deur 100% net die genade van God, het ek 'n toekoms saam met die Here. Amen. Laaste een. Autoriteit van barmhartigheid. Barmhartigheid, dis is iemand wat vir iemand jammer kry en sê, ag sies tog, alles behalwe. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jesus is veronderstel om saam met die hooggeleerdes en die fariseërs en daai ou, maar hy sit daar by die tollenaars, by daai ouens wat gemors is. Hy sit by hulle en Jesus sê, it's the sick that needs the doctor. Hallo? Dis die siekes wat die geneesheer nodig het. Ek wil barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? As dit nie vir barmhartigheid was oor jou lewe nie, dan was jy nie hier nie. Was ek en jy nie 1% in staat om saam met God te wandel nie. Maar daar is 'n autoriteit wanneer jy iemand kan help. In barmhartigheid is die woord erbarming. En die woord erbarming is 10.000 maal meer as ek voel jammer vir jou. Of ek sê, ag sies tog. In ag sies tog is daar 'n shame wat nie van God af is nie. Jy moet nie vir iemand sê, ag sies tog nie. Ek weet jou hart is reg, maar vergeet sommer van daai woord. Maar om te sê, ja, my hart gaan uit vir jou en my hart is met jou en ek bid vir jou en mag die Here jou help en dan dink jy in jou hart, hoe, Here, wil U hom help ook deur my? Wees gevoed. Nee. Geef vir daai een wat honger is iets om te eet. Ons is nog hier. Die gesag van barmhartigheid. En wat wil ons dan sê? Ek is nie 'n vloerlap nie. Ek het gegee in die kerk, of ek het gedit en gedat en geserf en gedit. Hulle het nie dankie gesê nie, hulle het my nie waardeer nie, hulle het nie. Okay. Maar daar is geen autoriteit in jou offerhande van barmhartigheid. Offerhande as 'n godsdienstige ritueel. Dit beteken niks. Maar offerhande wat gaan oor barmhartigheid. Wat ek was in die tronk en jy het my besoek, ek was honger, jy het my kos gegee, ek was naak, jy het my geklee. Dit gaan alles oor daardie. Want God gaan staan by daardie persoon wat die behoefte het. En wanneer jy barmhartigheid bewys, sê hy eendag, jy het dit aan my gedoen. Want ek het gaan staan by die een wat honger het. Ek het gaan staan by die een wat die behoefte het. Ek het gestaan by die een wat seer gekry het, by die gebroke van hart, by die een wat jou hulp nodig gehad het. Ek het gaan staan by hom. En hy gee vir jou die autoriteit om dit te doen asof vir die Here. Dankie Hemel Vader vir u ontsaglike genade oor ons lewens. Vader, u barmhartigheid oor ons. U praktiese hulp, u hulp elke dag in ons lewens. As dit nie vir u is nie, Here, dit kan nie gebeur nie. Dan is daar niks nie, Here. Ek bid vir u praktiese hulp in elkeen van ons lewens. Maar Here, u sê salig is die wat barmhartigheid bewys, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Daarom bid ek vir 'n vloei van barmhartigheid, 'n vloei van erbarming, 'n vloei van praktiese hulp uit ons lewens uit tot ander. Dat ons daai skool, dat ons daai universiteit, dat ons daai besigheid, daai mense in Bloemfontein, daar waar ons beweeg, dat ons 'n hulp uit die hemel sal wees. En mense sal kan sê, ons het hulp van bo gekry, deur daardie man, deur daardie vrou. Here, kom doen dit vir elkeen van ons vertrou u daarvoor, Vader, in Jesus naam. In Jesus naam, word verheerlik in deur ons lewens. En dankie dat u ons vry maak van onsself. Here, en ons lê al die ander autoriteite van woede of selfopinie en al ons eie sterkpunte oor hoe ons die ding kan sien en doen, lê ons vandag neer voor die kruis. En ons dankie dat u ons vry maak om in die autoriteit te wandel wat u vir ons gee.
Ons loof U daarvoor, Vader, in Jesus naam. En almal sê, amen. Kom ons gee die Here die eer. Die Here is groot.